Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons gesang 242, die tweede vers. Die woorde sal daar op die bord wees, gesang 242 vers 2. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing gesang 192. Gesang 192, ons sing daar die eerste en die tweede vers tot eer van die Here. Geliefdes, ons gaan vanmôre lees uit 2 dele, eers daar in die Ou Testament, daar uit Numeri 21, en dan gaan ons daar in die Nuwe Testament uit Johannes 3 lees. En voor ons lees, kom ons bid eers saam. Here God, U ons almagtige Vader,
U wat beskik, U wat deur die Gees so kragtig werk, U Here wat U gemeente vanmôre hier by mekaar bring, in herdenking van so 'n belangrike dag in die geskiedenis van hierdie wêreld, in die lewe van elke mens, elke gelowige mens. En ons loof en prys U daarvoor. Ons kom vanmôre hier in aanbidding. Ons kom kniel voor U. En soveel dankbaarheid om U genade. Ja, Here, en ons besef so in ons nietigheid, in ons diepe afhanklikheid teenoor U, wat sou van ons geword het as Jesus Christus nie dit vir ons kom doen het. Dan besef ons dat daar maar net vir ons een weg was en dis daar in die hel. En as ons daaroor gaan dink, ja Here, dis skrikwekkend. As ons opnuut ons ellende besef. Maar dankie vir U wonderlike liefde en genade, dat U vir ons red. En vir ons op 'n nuwe weg, 'n ander weg plaas, die weg na U hemelse heerlikheid. En dit alles net deur ons Here Jesus Christus. En gee Here dat ons in hierdie dankbaarheid ook sal lewe, elke dag van ons lewe. Ons laat ons so maklik oorweldig deur wêreldsake, deur eie belang. Dat ons werklik ook fokus verloor. Dat ons rigting verloor. En daarom vra ons Here dat U vir ons sal vashou in die geloof. Vashou op die weg van die geloof. Dat U vir ons ook vanmôre hier deur die woord en die sakrament sal versterk in die geloof. Wees ons sondaars genadig. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. My broer en suster, eers daaruit in Numeri 21, daar in die Ou Testament. Toe die Kanaaniet, die koning van Arad, wat in Suidland gewoon het, hoor dat Israel met die pad van Ataram kom, het hy teen Israel geveg en sommige van hulle as gevangenes weggevoer. Daarop het Israel aan die Here 'n gelofte gedoen en gesê, as U hierdie volk heeltemal in my hand gee, sal ek hulle stede met die banvloek tref. En die Here het gehoor na die stem van Israel en die Kanaaniete oorgegee. En hy het hulle en hul stede met die banvloek getref en die plek Horma genoem. Toe trek hulle van die berg Hor af weg op pad na die Skelfsee om die land Edom om te trek. Maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. En die volk het teen God en teen Moses gespreek. Waarom het U ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water nie, en ons siel walg van die ellendige kos. Toe stuur die Here giftige slange onder die volk wat die volk gebyt het, en baie mense uit Israel het gesterf. En die volk het na Moses gekom en gesê, ons het gesondig dat ons teen die Here en teen U gespreek het. Bid tot die Here dat hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid. Daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal
dan sal elkeen wat gebuit is en daarna kyk, lewe. Toe het Moses 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. En as 'n slang iemand gebuit het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. En die kinders van Israel het weggetrek en laar opgeslaan in Obot. Maar net hierdie vers 9, toe het Moses 'n koperslang gemaak het en dit op 'n paal gesit. En as die slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. Saam met my daar in Johannes 3, Jesus natuurlik in 'n ernstige gesprek met Nikodemus, die Fariseer, wat hy hom vertel van die wedergeboorte. Nikodemus wat natuurlik stom geslaan is, hy skrifgeleerde hoeveel jaar nou al, hy stom geslaan. En nou sê Jesus self, daarvan vers 14, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Tot sover met die klem daar op vers 14, as verwysing daar uit die Ou Testament. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word. My broer en suster, eers maar net so agtergrond. Ons weet dat die volk van die Here gedurende hulle woestyntrek baie gekla het. Hoeveel keer gekla het? En daar is vir my so 'n mooi woordjie wat hierdie kla vir ons eintlik mooi uitdruk, die woordjie murmureer. Murmureer, daardie aanhoudende gekla. Kla by Moses. Maar eintlik as 'n mens gaan kyk, dan was hulle kla en hulle opstand eintlik teen die Here gewees. As hulle nie oor te min water gekla het nie, dan het hulle gekla oor te min kos. En so het die Here vir hulle water voorsien uit die rots uit. Hy het gekom en vir hulle ook die manna gegee. Nou toe het hulle ook moeg geword vir die manna, daaroor gekla. En soos hulle maar getrek het, altyd verlang na die vleispotte van Egipte. As 'n mens daar in Numeri 11 vers 5 gaan lees, dan sê hulle, dis nou die volk wat weer kla. Hulle sê, ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die watlemoene en die prei en die eie en die knoffel. Gou het hulle vergeet van al die slegte dinge, die slawerny in Egipteland onder daardie verdrukking, al daardie slegte dinge. Vergeet dat die Here God Almagtig hulle bevry het. Bevry het uit hierdie verskriklike slawerny. En nou sien ons hierdie ondankbare verwyte hier in vers 5 en jy sal merk daardie U word met 'n hoofletter geskryf. Waarom het U ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterwe? Want daar is geen brood en geen water nie en ons siel walg van die ellendige kos. Hierdie hardnekkige volk wou maar net nie luister. Verskeie kere wat die Here kom en hy waarsku hulle. Hy straf hulle. Maar keer op keer is hulle maar weer ongehoorsaam. Ons lees daar in die voorafgaande hoofstuk al Numeri 13, waar hulle so in opstand gekom het en oproer. Hulle wou eintlik vir Joshua en Caleb stenig.
En toe die Here vir hulle gestraf en gesê hulle sal 40 jaar lank in daardie woestyn swerf. En niemand van 20 jaar en ouer sou die land Kanaan beerwe binnegaan nie. Al daardie mense van daardie geslag sou in die woestyn omkom. Almal behalwe Joshua en Caleb. En hier in Numeri 21 is dit maar weer die ou storie. Maar my broer en suster, hierdie keer stuur die Here giftige slange onder hierdie volk in om hulle te pik. En net hier saam met my gehoor, gelees, duidelik, so in benoudheid, dan is die Here goed en dan moet sy naam aangeroep word. Moses moet vir die Here bid, die Here moet nou help. En dan kom die Here en hy gee opdrag aan Moses om hierdie koperslang, hierdie slang teen die paal vas te sit. En elkeen wat gepik is, moet daarna kyk en hy sal leef. 'n Opdrag deur God, baie duidelik. En nou toets God hierdie volk. Hy toets hulle gehoorsaamheid. Gaan hulle luister? En die een wat dit nie doen nie, soos hy beveel het nie, het gesterf. En hierdie gebeurtenis in die Ou Testament het ook heen gewys, my broer en suster, en hoe wonderlik om te sien hoe die Ou en Nuwe Testament ook skakel met mekaar, nie verniet nie. Hierdie gebeurtenis wat heen wys na 'n baie belangrike gebeurtenis, wat eeue daarna sou gebeur hier in die Nuwe Testament. En Jesus Christus self kom verwys hierna, na hierdie gebeurtenis in die Ou Testament, Johannes 3, waar hy met, soos ek gesê het, met Nikodemus besig is, met 'n baie ernstige gesprek oor die wedergeboorte. Johannes 3 vers 14, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van God verhoog word, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ook 'n Paulus wat kom en na hierdie gebeurtenis in die Ou Testament verwys, 1 Korintiërs 10 vers 9. Luister mooi wat sê Paulus, en laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. En nou gaan Paulus verder. Hy sê 'n baie belangrike ding hieroor. Iets waaroor ek en jy baie ernstig moet ag gee. Vers 11 van hierdie 1 Korintiërs 10 sê hy, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Belangrik my broer en suster, dat ons hierdie woord ook vanmôre mooi sal oordink en bepeins. Ons fokus moet altyd wees op die Here en sy woord. Ons geloofsoog moet in geloof en gehoorsaamheid op hom gerig wees. Ja, sy beloftes is daar, maar ook die eis van gehoorsaamheid. Baie keer is ons oog maar net so op die wêreldsdinge, op eie belang. Ons oog is net gefestig op omstandighede. Ons gehoorsaam baie keer die wêreld se roepstem. Soveel so, dat ons nie eintlik eers die Here se stem meer hoor nie. Ons sien nie meer sy weldade raak nie. Want die wêreld en die wêreldse idees gryp vir ons tog so aan. Ons verlang na daardie vleispotte, verleidende vleispotte van die wêreld, en ons sien nie die seënende en barmhartige hand van God raak nie. En daarom vanmôre my broer en suster, so belangrik die gebeurtenis op Golgotha.
en die opstanding van Jesus Christus daarna. Dit was sekerlik die belangrikste gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom. Verseker. Want geen gebeurtenis het nog ooit so lewensveranderende impak op die mens gehad nie. Maar ongelukkig was daar en is daar steeds diegene wat maar onaangeraak bly. Christus se kruisiging en sy opstanding beteken vir hulle nie veel. Dis soos Paulus dit daar in 1 Korintiërs 1 vers 23 beskryf. Hy sê baie belangrik, ons verkondig Christus wat gekruisig is. 'n Struikelblok vir die Jode en 'n dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. Broer en suster, so is Christus en sy verlossing vir baie mense, ook in ons dag, is dit 'n struikelblok. Dis 'n dwaasheid. Die fariseërs, die skrifgeleerdes van destyds, het maar op hulle self staat gemaak. Hulle het op hulle werkheiligheid gaan my red, wat ek doen, my dade. Daarop het hulle gefokus. Christus en sy verlossing het vir hulle niks beteken. Hulle en so baie van die volk, die meeste van die volk, het Jesus Christus verwerp. Daarom het hulle hom gekruisig. Hulle het hom nie as die seun van God aanvaar en erken nie. En so kan ons ook hierdie gebeurtenis in Numeri 21 wat daar in die woestyn plaasgevind het met die slange ook op die sulkes gaan toepas. Want hulle is eintlik vergiftig in die ongeloof, vergiftig deur die slang van die tuin van Eden, die duiwel. En so het hulle heeltemal geloofsfokus verloor en heeltemal verdwaal. En daarom wat Jesus ook kom, as hy van Nicodemus, hierdie fariseer, kom sê in Johannes 3 vers 10, hy sê vir hierdie man, hy sê, jy is die leraar van Israel, en jy weet hierdie dinge nie. Die volk moes daar in die woestyn leer, dat hulle alleen gered sal word, as hulle God gehoorsaam en sy opdrag uitvoer. Ongehoorsaamheid het hulle dood beteken. Daarom ook my broer en suster, elke oor vandag, elke mens moet hoor dat Jesus Christus is ons enigste verlosser en saligmaker. Hy wat vir ons aan die kruis gesterf het, hy het ook die graf oorwin. Johannes 3 vers 36 sê dit so duidelik, hy wat in die Seun glo het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam het, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Wie moetswillig so in ongeloof maar wegkyk van die kruis en die opstanding van Jesus Christus, sal die ewige heerlikheid, my broer en suster, nie ingaan nie, nie binnegaan nie. En op hierdie geloofspad moet ons die oog gefestig hou, soos Hebreërs 12 vers 2 dit sê, gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Ek sê weer, ons fokus kan so maklik vasgenaal word deur omstandighede, wêreldsdinge. Ons kan so op onsself fokus, ons eie vermoëns. Soveel so dat ons Christus en sy verlossing nie meer regtig raak sien. Dat ons dit nie regtig
waardeer nie, en dis wat jy vanmôre vir jy moet vra. Waardeer jy nog? Is daar 'n dankbaarheid in die hart? Besef jy waaroor die kruisdood van Jesus gegaan het, sy redding? En baie mense se harte, sy verlossing, het dit nie meer krag nie. Dit het daai krag verloor. Op 'n manier kragteloos geword, sy verlossing. Omdat mense nie meer genoeg daarop fokus en dit ter harte neem nie. Gryp nie meer mense aan nie, omdat die wêreld in eie belang vir hulle belangriker geword het. Hulle wil maar eerder kla oor aardse onbenullighede en aanhou kla. En soms nog gaan in die Here daarvoor blameer ook. My broer en suster, as Jesus Christus en sy verlossing werklik my en jou fokuspunt is, as dit werklik die middelpunt is waarom my en jou lewe draai, dan sal ons werklik dankbare, innig dankbare mense wees, en nooit, maar nooit ophou om God te loof en te dank om sy genade. Want Jesus Christus, wat deur sy soendood ons gered het uit die slawerny, die verskriklike slawerny van die sonde, gered het uit die aaklige kloue van die hel, die smart, die ellende, sodat ek en jy, klein en nietige mensies, die ewige hemelse Kanaan kan beerwe. Amen. Kom ons bid saam. Here God, gee vir ons deur die Gees dat ons werklik sal dit oordink, die saak van ons Here Jesus Christus wat vir ons in die kruishout gesterf het. By so baie mense, ook gelowiges vandag, gaan dit maar sommer net verby. Dit het maar net gebeur. Dis in baie gevalle nie meer belangrik nie. Want jou wêreld het vir hulle ingesluk. Gee Here deur die Gees dat hierdie gebeurtenis weer opnuut, nie net vandag nie, as ons dit herdenk, maar elke dag van ons lewe, ons harte sal aangryp, vir ons sal help in moeilike omstandighede, in 'n ou wêreld waar ons moet aangaan, in 'n land waar daar baie teleurstellings is, dat ons hierop sal fokus en sal weet ons krag lê daar. Wees ons genadig, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ek gaan nou vir u voorhou die formulier vir die bediening van die nagmaal. Maar graag wil ek net vir u lees hier uit die woord van God. En natuurlik al 4 die evangelies wat vir ons iets vertel van Jesus se kruisiging, sy lyding vooraf, hoe hy daar gevang is in Getsemane, gelei het die verhore, hy bespot is, die pyn wat hy moes verduur. Ek gaan vir u lees, en dit is goed dat ons dit ook vir ons kinders vertel, en ons kinders dit weer vir hulle kinders eendag gaan vertel. Maar net hier uit Lukas 23, daarvan vers 38. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaadoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as hy die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is?
ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan, toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het hierdie dinge gesien. Net so met hierdie in gedagte ook, gaan ons hierdie formulier lees. Die instelling van die nagmaal, geliefdes in die Here, die heilige nagmaal is deur ons Here Jesus self ingestel. Paulus sê daar in 1 Korintiërs 11, sê hy, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die wese van die nagmaal is in wese verbondsmaaltyd. Hier word die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens weer bevestig. As verbondsmaaltyd het dit ook die volgende betekenisse. Die nagmaal is 'n gedagtenismaaltyd, dit wat ons nou gedoen het en gelees het van gebeure daar aan die kruis. Die Here het by die instelling daarvan gesê, doen dit tot my gedagtenis. By die gebruik van die brood en die wyn roep die gemeente hom die hele lydensweg van Jesus Christus voor die Gees, hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy die lydensbeker leeg gedrink het, hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit deur God verlaat sou word nie. En hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het. Hierdie nagmaal is ook 'n waarborg. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek en hierdie beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, sy sterwe en opstanding. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir die sonde gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het, en self ons geregtigheid voor God verwerf het. Maar hierdie nagmaal is wonderlik ook 'n gemeenskapsmaaltyd. In die nagmaal vier ons die gemeenskap met die Here Jesus en met mekaar. Die nagmaal verbind ons met sy dood en help ons om in gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur die Gees ook met mekaar as lede van een liggaam in broederlike liefde verbind. Hierdie nagmaal, my broer en suster, is ook 'n verwagtingsmaaltyd. Ons verkondig by die nagmaal ook ons toekomsverwagting. Ons het in die feesmaal die versekering dat die Here Jesus een met ons is. Tog sien ons as bruidskerk
ook uit na sy wederkoms. Ons verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy weer kom. Hierdie nagmaal is ook 'n wonderlike vreugdefees. In die nagmaal spreek die tekens van brood en wyn wel van die lyding en sterwe van Christus. Nogtans staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Dis 'n vreugdefees, want die Heiland bevestig hier op besondere wyse die vrugte van sy lyding, sy sterwe en opstanding aan sy gemeente. Ten slotte, hierdie nagmaal is ook 'n dankbaarheidsmaaltyd. By die gebruik van die tekens dank ons Christus met ons hele wese. Dit is ook ons ernstige voorneme om uit dankbaarheid ons lewens opnuut aan God te wy. Ons doen dit met 'n opregte liefde vir hom en ons naaste. Die boodskap en vrug van die nagmaal. Christus het ons beveel om die nagmaal te vier. Wanneer ons dit doen, verseker die Heilige Gees ons van twee uitsonderlike waarhede. Jesus Christus het vir ons sondes gesterf en in die geloof word ons so met hom verenig asof ons self alles gelei het en die skuld voor God en volle betaal het. Verder voed Christus deur die nagmaal ons siele vir die ewige lewe. Hoe berei ek my voor vir die nagmaal? Aangesien ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy nie 'n oordeel oor homself eet en drink nie. Ons word opgeroep om ernstig na te dink oor alle sondes wat ons met gedagtes, woorde of dade gedoen het. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die wil van die Here te doen. Hierdie selfondersoek moet ons bring tot opregte berou voor die Here. Ons moet opreg glo dat al ons sondes op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat hy alle sondes wat nog teen ons sin en ons oorgebly het met sy lyding en sterwe bedek. Ons moet ons ernstig voorneem om voortaan met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde tot hom en ons naaste te lewe. Daar moet by ons 'n ernstige begeerte wees dat die Here ons geloof by hierdie nagmaal ook sal versterk. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees vir elkeen van ons daartoe help. Amen. Geliefdes, gesang 186 sing ons die eerste, derde en 5de vers. Kom ons staan en dan sing ons dit. Liefde brengt
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.